Goeiedag luisteraars, baie welkom by vandag se program. Dit is vir my eer om hierdie tydjie saam met jou te kan deel, waar ook al jy vandag luister, dalk in jou motor sit, of by die kombuistafel met 'n koppie tee, of dalk lê jy nog lekker snoesig onder die komberse. Mag hierdie tydjie vir jou 'n plek word van rus, 'n plek waar jy weer kan asemhaal, 'n plek waar jy die Here se teenwoordigheid kan voel. Ons begin vandag met die eerste program in 'n nuwe reeks, Die Gees van die Here is op my. Hierdie reeks is gebou op die woorde van Jesus in Lukas 4 vers 18. Woorde wat nie net sy roeping beskryf nie, maar sy hart. Woorde wat wys vir wie hy gekom het en waarom hy gekom het. Ons kernvers Lukas 4 vers 18. Jesus sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie nuus te bring aan die armes. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes aan te kondig en herstel van gesig vir die blindes, om die wat gebroken is van hart te genees. Vandag fokus ons op daardie laaste frase. Hy het my gestuur om die wat gebroken is van hart te genees. As jy vandag ingeskakel is en luister, en jy dra seer, dalk is jou hart swaar of jy voel net moeg. As jy voel jy het te veel verloor, en jy is net te stikkend, dan is hierdie program vir jou. Wanneer ons van gebrokenheid praat, dan praat ons oor 'n werklikheid en 'n realiteit van hierdie lewe. Want die lewe breek ons soms. Nie altyd deur groot tragedies nie, maar dikwels deur die klein aanhoudende wonde, wat niemand sien nie. Daardie teleurstellings wat jy al jarelang stil dra. Die woede wat jy nie meer weet hoe om te hanteer nie. Daardie verlies wat jou asem wegslaan. Die verwerping wat jou identiteit gesteel het. Die skuld wat jou nagtelang wakker hou. Die trauma wat jou siel laat bewe. En dan gebeur dit. Jy begin naderhand te voel asof God baie ver is. Asof hy stil is. Asof hy jou nie meer raak sien nie. Dalk voel jy asof hy jou weggegooi het. Maar die Bybel sê vir ons in Psalm 34 vers 19, die Here is naby die gebrokenes van hart. Hy help die wat vertrap is. Dit beteken dat jou gebrokenheid is nie 'n teken dat God jou verlaat het nie, maar reeds 'n teken dat hy naby jou is. Jou trane is nie 'n bewys van sy afwesigheid nie, maar reeds die uitnodiging vir sy teenwoordigheid. Jou pyn is nie 'n bewys dat hy jou vergeet het nie, maar dit is reeds daardie plek waar hy jou wil ontmoet. Een van die grootste misverstande in die geestelike lewe is dat God se nabyheid altyd gevoel moet word. Maar ons emosies lieg vir ons soms. Wanneer jy seer kry, voel God ver. Wanneer jy kwaad is, voel God stil. Wanneer jy teleurgesteld is, dan voel God afwesig. Maar Jesaja 57 vers 15 sê, ek woon by die wat verbryseld en vernederd is van gees, om die gees van die nederiges lewend te maak. God woon nie in die hemel nie. Hy woon reeds in daardie hart wat gebreek is. Hy woon in die siel wat nie meer weet hoe om te bid nie. Hy woon in die mens wat net kan sê, Here, ek weet nie meer nie. Jou gevoel sê vir jou dat God is weg, maar die waarheid is dat God is naby. Jou gevoel sê vir jou, ek is alleen, maar die waarheid sê, ek is by jou. Jou gevoel sê,
ek is nie goed genoeg nie. Maar die waarheid wat God vandag vir jou wil gee is, my genade is genoeg. Ek wil vandag bietjie gesels oor die verhaal van Maria Magdalena, die vrou uit wie Jesus 7 duiwels uitgedryf het. Ons weet nie al die besonderhede van haar pyn nie. Die Bybel vertel nie hoe sy daar gekom het nie. Maar wat ons wel weet is dat sy was 'n vrou wat gebroken was. 'n vrou wat vasgevang was. 'n vrou wat onder die gewig van donkerte geleef het. 'n vrou wat nie meer haarself was nie. 'n vrou wat nie meer beheer gehad het oor haar eie lewe nie. En dan kom Jesus. En hy skrik nie vir haar donkerte nie. Hy skrik nie vir haar storie nie. Hy skrik nie vir haar wonde of vir haar verlede nie. Hy stap eenvoudig in haar chaos in en hy maak haar vry. Hy herstel haar waardigheid, haar identiteit, haar menswees. Hy herstel haar toekoms. Maria Magdalena word een van Jesus se getrouste volgelinge. Sy word die eerste getuienis van die opstanding. Sy word die vrou wat Jesus se naam dra wanneer al die disippels wegkruip. Sy word die een wat die boodskap bring, hy leef. Dit is wat Jesus doen met gebroke mense. Hy maak hulle vry, hy maak hulle heel, hy maak hulle draers van sy teenwoordigheid. As jy vandag voel soos Maria, vasgevang, oorweldig, gebroke, skaam, bang, sonder beheer, dan wil ek vir jou sê dat Jesus skrik nie vir jou donkerte nie. Hy stap daarin en hy maak jou vry. Hy maak jou heel en hy maak jou nuut. Om terug te kom na ons kernvers, Lukas 4 vers 18 sê Jesus, hy is gestuur om die gebrokenis van hart te genees. Dit beteken dat Jesus nie wag dat jy eers moet regkom nie. Hy wag nie dat jy eers moet sterk word nie. Of dat jy eers jou lewe sal gaan uitsorteer nie. Hy kom na jou toe presies waar jy is. Dink bietjie aan die mense vir wie Jesus gekom het. Hy raak daardie melaatse aan, die man wat niemand wou aanraak nie. Hy gaan sit by die vrou by die put. Reeds daardie vrou wat deur almal verwerp word en deur almal vermy word. Hy verdedig die vrou wat in oorspel gevang is, daardie vrou wat almal wou stenig. Hy roep Saggeus uit die boom, daardie man wat deur sy gemeenskap gehaat is. Hy herstel vir Petrus, die man wat hom verloon het. Hy kom na Thomas, die man wat getwyfel het. Nie een van hulle was waardig nie. Nie een van hulle was gereed nie. Nie een van hulle was geestelik sterk nie. Maar Jesus het na hulle toe gegaan. En hy kom vandag na jou toe. Jou gebrokenheid stoot hom nie weg nie. Dit trek hom nader. Jesaja 66 vers 2 sê, op die mens wat nederig is en verbreek is van gees, op hom sal ek ag slaan. God hardloop na gebrokenheid toe. Waarom? Want gebrokenheid maak die hart oop. Gebrokenheid breek trots. Gebrokenheid bring ons tot oorgawe. Gebrokenheid laat ons roep en laat ons luister. Teresa van Avila beskryf die siel as 'n kristalpaleis. En in die middel van daardie paleis is 'n fontein van lewende water. God se teenwoordigheid. Maar baie mense kom nooit daar uit nie. Omdat hulle seer hulle blind maak. Hulle woede hulle verhard. Hulle haat hulle wil beskerm. En hulle trauma
hulle laat wegkruip. Maar die fontein is steeds daar. God is steeds daar. Die bron het nooit opgedroog nie. Jou gebrokenheid is nie 'n hindernis vir God nie. Dit is die deur na sy teenwoordigheid. Wanneer ons praat oor God se nabyheid en gebrokenheid, dan klink dit baie mooi, maar dit voel nie altyd maklik nie. Daarom wil ek jou nooi om saam met my deur die volgende 5 praktiese stappe te gaan. Die eerste een is, noem jou pyn by die naam. God kan net genees dit wat ons erken. Baie mense probeer sterk wees. Hulle probeer aanhou, probeer glimlag, probeer funksioneer. Maar die siel genees nie deur weg te druk nie. Dit genees deur te erken. So nooi ek jou om dit sag teenoor jouself te kan erken. Hierdie is my seer. Noem dit. Gee dit 'n naam. Gee dit 'n stem. Want wanneer jy jou pyn benoem, begin jy dit uit die donker uitbring. En God werk altyd in die lig. Tweedens, sit stil in sy teenwoordigheid. Jy hoef nie te praat nie. Jy hoef nie te probeer nie. Jy hoef nie te presteer of die regte woorde te hê nie. Net wees. God se teenwoordigheid is nie iets wat jy verdien nie. Dit is iets wat jy ontvang. En soms is die grootste geloofsdaad nie om te bid nie, maar om stil te word. Sit net. Wees net stil. Wag net. Laat toe dat jou siel tot rus kom. God is hier, nie omdat jy sterk is nie, maar omdat hy goed is. Laat toe dat sy vrede jou vind. Jesus sê in Johannes 14 vers 27, vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle. Nie die wêreldse vrede, nie tydelike vrede of oppervlakkige vrede nie, maar sy vrede. Sy vrede is nie 'n gevoel nie. Dit is 'n persoon. Sy vrede is nie iets wat jy moet vasgryp nie. Dit is iets wat jou vind. So sê sag, Here Jesus, laat u vrede my vind. En laat dan toe dat dit oor jou spoel. Laat dit jou asem vul. Dat dit jou hart vul. En jou hart sag maak. Laat dit toe om jou gedagtes stil te maak en te vul. Soms moet ons toelaat dat iemand saam met ons laste dra. God het ons nie gemaak om alleen te dra nie. Hy genees ons dikwels deur mense. Dalk is daar iemand wat jy lankal moes bel. Iemand wat jy kan vertrou. Iemand wat jou kan help dra. Iemand wat vir jou kan bid. Iemand wat net kan luister. God gebruik mense as draers van sy nabyheid. Hy gebruik hulle arms om jou te omhels. Hy gebruik hulle woorde om jou te bemoedig. Hy gebruik hulle teenwoordigheid om jou te herinner dat jy is nie alleen nie. En dan moet jy glo dat God het jou nie weggegooi nie. Wanneer ons oor God se nabyheid praat, moet ons verstaan wie hy is. God is nie 'n koue afsydige, ontoereikbare God nie. Hy is nie 'n streng regter wat wag vir jou om te struikel nie. Hy is nie 'n teleurgestelde ouer wat sy arms vou en sy kop skud nie. God is ons Vader, ons Papa, ons bron, ons hart. En 'n vader gooi nie sy kinders weg nie.
'n Pappa draai nie sy rug op sy kind nie. 'n Liefdevolle vader raak nie moeg vir 'n kind se trane nie. Hy raak nie geïrriteerd met jou proses nie, en hy raak ook nie teleurgesteld in jou menswees nie. Hy het jou lief. Nie omdat jy alles reg doen nie, maar omdat jy syne is. Baie mense leef met 'n geheime vrees. Ek het God teleurgestel. Ek het te veel foute gemaak, ek het te ver afgedwaal. Ek het te lank gewag om terug te kom en ek het te veel kere geval. Maar luister vandag mooi, jy kan nie God teleurstel nie. Teleurstelling beteken ek het iets van jou verwag wat jy nie gedoen het nie. Maar God is alwetend. Hy ken jou begin en jou einde. Hy ken jou swakhede, jou patrone, jou wonde, jou vrese. Hy ken elke keuse wat jy sou maak, lank voordat jy dit nog sou maak. En tog het hy jou gekies. En tog het hy jou lief. En tog noem hy jou sy kind. Jy kan hom nie teleurstel nie. Want hy het jou nooit deur 'n illusie gesien nie. Hy het jou nog altyd deur die waarheid gesien. En hy het jou nog altyd lief gehad, net soos wat jy is. God het jou nog nooit weggegooi nie. Hy het jou nog nooit vergeet nie. Hy het jou nie verlaat nie, hy het jou nie afgeskryf nie. Hy het nie op jou opgegee nie. Selfs wanneer dit voel jy het hom opgegee, het hy jou nooit opgegee nie. Wanneer jy voel jy het hom verloor, het hy jou nie verloor nie. En wanneer jy voel jy het te ver gedwaal, het hy nooit sy oog van jou afgehaal nie. Hy's naby, selfs in jou seer. Hy's naby in jou twyfel, in jou moegheid, in jou gebrokenheid. Hy's naby, selfs in jou stilte, in jou skaamte, selfs in daardie donker nagte. God se nabyheid is nie afhanklik van jou prestasie nie. Dit is gegrond in sy karakter, sy liefde, sy goedheid, sy nabyheid. Hy is Papa. Luisteraars, as jy een ding vandag moet onthou, laat dit hierdie wees. God is nooit nader aan jou as wanneer jou hart gebreek is nie. Lukas 4 vers 18 is nie net Jesus se roeping nie. Dit is sy hart vir jou. Hy het gekom om die gebrokenis te genees. Hy het gekom om jou te genees. Dankie dat jy ingeskakel het vandag. Mag die vrede van God, daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, jou hart en jou gedagtes vul. Mag jy vandag in sy nabyheid leef. Mag jy sy vrede dra. Mag jy sy liefde voel. Kom ons bid saam. Hemelse Papa, U is naby die gebrokenis. U sien elke wond. U hoor elke traan. U ken elke stilte. U weet van elke nag wat te lank was. Kom na Heilige Gees en bring vrede. Bring sagheid, genesing. Bring nabyheid. Here Jesus, stap in ons wonde in. Sit U hand op ons seer. Bly by ons en laat ons vandag onthou, U het ons nie weggegooi nie. Ons is nie verlate nie. Ons is nie vergete nie. U is naby. U is binne in ons. U is hier saam met ons in ons gebrokenheid. Dankie Here dat ons vandag vir U kan innooi in daardie seer plek waar ons nog nooit eers onsself toegelaat het nie. En dankie Here dat U met hierdie genesingsproses begin. Ek loof en ek prys U Here en ek vertrou U in die naam van Jesus Christus.
Amen.